Die ATKV se nuwe Afrikaans Plus benadering het wye debat uitgelok. Die bestuurende direkteur van die ATKV, Dedrey Lihani, sê die nuwe strategie gaan nie oor die afskaling van Afrikaans nie, maar eerder oor die insluiting van ander inheemse tale. Sommige kritici waarsku egter dat 'n organisasie wat alles vir almal probeer wees, soms die risiko loop om niks vir enigiemand te word. Welkom by die toekomsgesprek waar ons bietjie gesels by die ATKV se nuwe strategie. Om die ATKV se nuwe strategie te bespreek, sluit ons nou aan by Karel Boshoff, president van die Oranje Beweging. Karel, ek gaan maar die deur in die huis val. Ek haal die bestuurende direkteur van die ATKV, mevrou Lihani, aan waar sy sê Afrikaans Plus is nie 'n of saak nie. Dit is nie of Afrikaans of meertaligheid nie, dit is Afrikaans Plus. Bestaan daar egter 'n risiko dat binne 'n organisasie wat meer as 80 jaar gelede gestig is, juis om Afrikaans te bevorder, dit nou kan gebeur dat Afrikaans gemarginaliseer word? Die marginalisering van 'n klein taal in 'n veelvolkige land is altyd 'n risiko. Die vraag is wat die beste manier is om die risiko te bestuur, en as die een moontlikheid sou wees om te sê dit is of Afrikaans of die res, dan sou dit waarskynlik 'n baie slegte strategie afgee. Ek dink daar is 'n baie breë konsensus onder Afrikaners dat Afrikaans en ander tale in 'n veeltalige omgewing bevorder moet word en dat wederwysige erkenning die sleutel is. Met ander woorde, die punt wat ek wil maak is, dis nie mevrou Lihani se woorde as sodanig in daardie opsig wat die weerstand ontlok het, wat dit ontlok het nie. Dit is die subteks, dit is die konteks waarbinne al hierdie aksies gestel word in diens van transformasie en nasiebou. Die probleem is, ons was al daar. Afrikaners het oor die afgelope 25-30 jaar heelwat ingesit in pogings tot versoening, tot nasiebou, tot selfs transformasie en bedroog daarvan afgekom, in besonder sover dit ons taal aangaan. Afrikaans is uitgefaseer uit hoër onderwys, uit gewone skoolonderwys, uit die openbare sektor, uit die private sektor, baie keer juist ten spyte van mooi woorde. Eintlik om die waarheid te sê met behulp van mooi woorde. En dit dink ek is waar hierdie heftige reaksie op die plus benadering vandaan kom. Ek wil gou daar by jou aansluit. Ek sien die parallelle word ook op sosiale platforms soos Facebook getrek, die parallel tussen die ATKV as instelling en universiteite as instelling. Ek sien juis 'n voormalige politikus en raadslid, mevrou Rensha Landman, wys daarop dat by universiteite was daar inklusiwiteit. Daar was gesê, kom ons sluit meer tale in, en wat nou gebeur het, universiteite wat vir Afrikaanse onderrig op die been gebring is, het nou weinig Afrikaanse kursusse. Is dit met ander woorde waarby ons uitkom? Maar die lastigheid is, as jy die ding nou net in twee pole wil gaan verdeel, dis of vir inklusiwiteit of vir eksklusiwiteit, die een of die ander tot die uiterste, dan draai jy jou nou vas in 'n skietery oor en weer van die loopgrawe. Die vraag is of jy 'n werklike sin vir diversiteit het en vir die feit dat jy 'n besondere plek binne die verskeidenheid inneem, soos wat Orania byvoorbeeld so 'n plek binne die groter Suid-Afrika en sy veelvolkige bevolking inneem, of jy jouself diensbaar stel aan een of ander gemeenskaplike saak wat so ongedefinieerd is, dat hy uiteindelik op die, sal mens maar sê, kleinste gemeene deler berus, wat eindig as 'n soort non-identiteits samelewing gebou op Engels. So 'n soort van 'n swakke afkaatsing van een of ander globalistiese logika. Dis die werklike risiko wat hier aan die werk is, dat jy so hard kan probeer om ander te behaag, dat jy jou eie belang in die proses vrywillig en volledig opgee. Dani Langer van die Voortrekkers het dit baie mooi gestel toe hy gesê het, 'n mens is of 'n kulturele bywoner wat handewringend oor alles verskoning vra en tog net aanvaarding soek, of jy is 'n kulturele eienaar wat met selfvertroue optree. Nou, ons punt vanuit Orania is om te sê, as jy werklik aan diversiteit, aan verskeidenheid uitdrukking wil gee, dan moet jy dit as 'n kulturele eienaar doen. Dan moet jy dit met selfvertroue doen. Dan moet jy jou plek inneem
want van daar af maak dit eers regtig sin om ook ander se plek te erken vir wat dit is. Karel, ek voel ten slotte na 'n aanhaling verwys van die ATKV, nou wil ek die ATKV net eers bietjie daar laat en by die Oranje beweging uitkom. Mevrou Lihani voer aan dat hulle deur inklusiwiteit of deur hierdie strategie Afrikaans Plus dan die Afrikaanse taal se bestaansreg wil verseker. Wat is die Oranje beweging se strategie? 'n Mens verseker nie jou bestaansreg deur flou te wees daaroor of deur onoortuig te lyk of deur handewringend verskoning te vra nie. Jy bevestig jou bestaansreg deur te bestaan en op 'n voortreffelike wyse te bestaan. En inderdaad, en is belangrik, op 'n vriendelike en 'n oop en 'n uitreikende wyse te bestaan, maar deur in die eerste plek te bestaan. Met ander woorde weer eens, die blote woorde soos dit daar staan, sou jy kon regverdig. Wat oor die afgelope dekades in die naam van daai woorde en benadering gedoen is, was tot ons nadeel. En dit is wat mense kwaad maak. Dit is wat by mense argwaan wek, wat hulle laat wonder of dit waar is en of dit gaan werk. En of dit ernstig is en of dit nie in die finale instansie maar net 'n manier is om afstand te doen van jou eie belange, soos wat ons ook op ander terreine en ander plekke gesien het, in die politiek, maar ook in die openbare sektor, in die private sektor, op universiteite ensovoorts. Met ander woorde, ja, dit is goed en wel, reik uit, wees oop, maar as jy nie weet wie jy is nie, dan help dit nie eintlik nie. Dan is dit nie 'n manier om enigiets te versterk nie. Dit is eintlik maar net 'n manier om jouself prys te gee. Dankie Karel Boshoff, president van die Oranje beweging. Wat is jou mening? Hoe sal jy Afrikaans se bestaansreg wil verseker? Hoe sal jy te werk gaan om die Afrikaanse taal te bevorder? Lewer jou kommentaar hier op ons Facebookblad in die kommentaar afdeling. Dit bring ons aan die einde van hierdie uitsending van Toekomsgesprek.